Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that Mama, dankie vir wie ek is. Dankie vir wat ek nooit sal wees. Daar's baie wat ek graag wil sê. As ek vergeet, vergewe my. Mama, jy was nog altyd daar. Jy het my geleer en my bewaar. As ek my lewe oor kan kry, wens ek maar staar by my, daar by my. En ek weet jy het gedroom, en ek weet jy het geglo, en ek's jammer ek was nie altyd onder jou oor. Maar ek is waar ek is, want maak my gelei. En ek mis jou, ek mis jou. Mama, miskien was ek verkeerd. Jou trane sal ek nooit vergeet. Vandag wil ek net jammer sê, ek's lief vir jou. Vergewe my, vergewe my. En ek weet jy het gedroom, en ek weet jy het geglo, en ek's jammer ek was nie altyd onder jou oor. Maar ek is waar ek is, want maak my gelei. En ek mis jou, maar ek mis jou. En ek mis jou. Saam my gedroom, hierdie lied is net vir jou, Mama. Vriende, hartlik goeiemôre op hierdie besonderse dag. Dis Moedersdag. En die lied waarna ons geluister het, is ook 'n pragtige lied wat probeer om aan ons moeders eer en dank te bring vir die rol wat hulle in ons lewens speel. Ek het ook vanoggend gekies om my erediens op te neem hier in my sitkamer. My moeder het die afgelope 7 weke hier by ons ingewoon. Sy het 'n beroerte gehad net so voor die lockdown. En sy het vir 7 weke op hierdie stoel gesit waar ek vanoggend sit. En as ek vanoggend my diens hier opneem,
dan is dit sommer net om aan my eie moeder ook eer en dank te bring vir die rol wat sy in my lewe gespeel het. Kom ons begin, dan raak ons rustig en stil in die Here se teenwoordigheid. Ons dien 'n God wat dinge binne 'n oogwink kan verander. Die een seisoen was Dawid 'n skaapwagter, die volgende seisoen was hy 'n koning. Die een seisoen het Rut in die landerye gewerk, die volgende seisoen het sy dieselfde landerye besit. Die een seisoen het Mordegai buite die koning se paleis gesit, die volgende seisoen was hy binne in die paleis. Die een oomblik was Jesus in die graf, en die volgende oomblik was die graf leeg. Ons dien 'n God wat dinge baie vinnig kan omdraai in 'n oogwink. Amen. Vriende, en dis hierdie God wat vanoggend ook vir jou kom groet. Mag sy liefde, sy genade, sy vrede, sy hoop ook jou deel wees in hierdie dag. Amen. Ons gaan saam sing 'n baie bekende lied wat ons dank aan die Here wil kom oordra. Dis 'n lied wat sê, kom dank nou almal God met hart en mond en hande. As ek en jy vanoggend so saam is, dan is daar by almal van ons 'n dankbaarheid ook vir baie dinge, veral vir ons moeders, wat vir ons in die wêreld gebring het en vir ons opgevoed het en vir ons geleer het van Jesus. Kom ons bring ons dank aan die Here. Kom ons bid saam voordat ons uit die Bybel lees. Here, op hierdie pragtige oggend kan ons nie anders as om U te dank en te loof en te prys nie. Here, dis U wat vir ons bymekaar gebring het vanoggend, oor afstande, oor grense heen, en wat nou onder die geklank van U woord sit. Here, ons het 'n diep behoefte in ons harte om U stem te hoor. En al hoor ons U stem vanoggend op 'n vreemde manier waar ons alleen sit voor ons televisie of voor ons selfoon of rekenaar. Here, is daar tog 'n band wat ons saambind, wat maak dat ons
die gemeenskap van gelowiges mag beleef, ja, ook oor afstand heen. En ek bid vanoggend, Here, dat ons baie fyn sal luister, om te hoor wat op u hart is. Praat met ons, Here, ons as u kinders luister. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Matteus 6, vanaf vers 9, so met julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe, wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Vriende, ons het verlede week so 'n bietjie oor hoop gepraat, en ons het gesê dat hoop die lewensanker is, wat die Here vir ons gee om in hierdie tyd te oorleef, wat vir ons vastigheid gee, wat vir ons help om nie weg te dryf van God nie. Hulle wat naby aan God is, het hoop. Hulle wat sonder hoop is die mense wat weggedryf het van God. En dit het ons verlede week gesê, dat ons hoop 'n persoon is. Dis Jesus Christus. Hy is in ons, hy is ons hoop. Vanoggend wil ek so 'n bietjie met julle gesels rondom dit wat ons hoop kom steel, sodat ons amper hierdie hooploosheid beleef en ervaar. En ek wil dit koppel aan Matteus 6, wat vir ons dadelik die oplossing gee in die Onse Vader gebed vir hierdie stuk hooploosheid wat ons dan beleef. Nou die eerste ding wat vir ons 'n stuk hooploosheid gee, is amper hierdie gevoel van ek is alleen. Ek is op my eie. Ek is verwerp. Ek is eenkant toegestoot. En dis nogal nie moeilik om dit te beleef in die tyd waarin ons nou is, né? Want ons is almal maar alleen. Ons moet op ons eie voortbeer en probeer oorleef in hierdie tyd waar ons geïsoleerd is. En dis in so 'n tyd dat ons dalk oorweldig word deur ons alleenheid, dat ons oorweldig word deur hierdie gevoel van ek is verwerp. En dan is dit nodig om hierdie eerste bede van die Onse Vader baie mooi te hoor. Ons bid, dis hoe Jesus ons leer, ons Vader. Ons Vader. En dis wonderlik om te weet dat ons 'n Vader het wat 'n liefdevolle Vader is, wat altyd by ons is, wat ons nie as weeskinders agterlaat nie, maar voortdurend met ons bemoeienis maak en sy liefde uitstort oor ons lewe. Dis Jesus wat met sy kruisdood die voorhangsel van die tempel geskeur het. En toe dit moontlik geraak dat ek en jy persoonlik met God mag praat, toegang het tot God die Vader. En ek dink ons besef hoe radikaal dit eintlik was, dat Jesus hier in Matteus 6 vir ons kom leer, om juis vir God te kan noem, ons Vader nie. Om vir God te kan sê, maar hy's Abba, hy's Papa, hy's my liefdevolle Vader. As ons hierdie eerste bede bid, ons Vader, ons Papa, ons liefdevolle Papa, is dit die antwoord op daai stuk hooploosheid wat ons soms beleef, dat ons alleen is, dat ons verwerp is. Ons sê dikwels, die lewe is buite beheer. Dit voel soos 'n wegroltrein. Dit voel soos 'n trein wat nie brieke het nie, wat
aan die voortsnel is tot by 'n afgrond en dat die einde nie 'n goeie een gaan wees nie. Ons sê vir mekaar, ons is toeskouers wat staan en toekyk hoe die goed gebeur. Ons het nie die krag om enige iets aan hierdie situasie te doen nie. En dan is dit nodig om ook hierdie deeltjie van die Onse Vader gebed te hoor. Ons Vader wat in die hemel is. Hierdie liefdevolle Vader wat ons het, is ook die een wat in die hemel is. Wat oor mag beskik. Wat almagtig is. En dis hierdie almagtige God, wat ook op 'n stadium vir Jesus mag weggegee het, sodat Jesus kon sê, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. So alles is nie buite beheer nie, as ons te swak is, en voel ons kan nie 'n verskil maak aan alles wat buite beheer is nie, weet ons, dat alle mag aan God behoort. En as ons verder bid, laat U naam geheilig word, dan weet ons ook, is daar krag in God se naam. Ons weet dat Jesus vir ons leer, dat alles wat ons in God se naam vra, ons sal ontvang. Daar's krag in God se naam. Dis die naam deur wie ons gered word. So alles is nie buite beheer nie. God is almagtig. Hy is die een wat steeds in beheer is. Wat heerskappy voer, ook al lyk dinge vir ons buite beheer. Die derde ding wat ons hoop kom steel, is dat ons somtyds voel maar, daar's nie 'n plan of 'n doel met dinge wat gebeur in hierdie lewe nie. Nou dink ek sal julle met my saamstem, as ons weet wat die doel is van ons pyn en ons swaar kry, dan kan ons baie verduur. Dis hoe ons menswees is. Maar as ek nie weet of verstaan hoekom ek swaar kry of hoekom daar pyn is nie, dan hanteer ek die pyn en die ellende nie baie goed nie. Ons dien inderdaad 'n God wat nie met sy hande in sy hare sit as dinge nie uitwerk soos wat ons gedink het dit moet uitwerk nie. God kan ook die pyn en die swaar kry inskakel by sy koninkryk wat moet kom. Daarom nooi hy ons uit om te bid dat sy koninkryk sal kom, heel eerste in ons lewe, maar ook verder weg. Ek dink aan Romeine 8 vers 28, wat in die boodskapvertaling soos volg klink. Ons kan nou van een saak seker wees, God gebruik elke ding wat in ons lewe gebeur, om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Wauw, wonderlike nuus, 'n wonderlike belofte. Die vierde ding, wat ons hoop kom ontneem, of kom steel, is verliese wat ons beleef. Miskien 'n reeks van verliese. Dalk is dit iemand wat jy in die dood afgestaan het, dalk is dit jou gesondheid wat jy verloor het, dalk is dit sommer net 'n klomp goed, 'n reeks beleggings wat vir jou nie reg uitgewerk het nie, en 'n reeks goed wat in jou lewe verkeerd geloop het. En dan verloor ons hoop. As ek nie verstaan wat sit hier agter nie, wat is die plan, die groter prentjie hiervan nie, dan raak ek hooploos. Die volgende bede van die Onse Vader wil ons ook hiermee help. Laat U koninkryk kom. God het 'n plan. God se plan is sy koninkryk. God se plan is dat ons sy heerskappy sal erken en sal leef. God se plan is dat alles by sy koninkryk sal ingeskakel word, ook die ellendes en die pyn en die seer kry, en dit wat ons nie verstaan nie. En as ons sekere dinge in ons lewe nie verstaan nie, dan weet ons, is ons liefdevolle Vader almagtig genoeg,
om ook dit in te skakel by sy volmaakte plan vir ons lewe. En hierdie terugslag maak dat my hoop verdwyn. Dan help die volgende deel van die Onse Vader gebed ons, as ons bid. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit is so, vriende, dat alles nie God se wil is nie. In die hemel is dit volmaak en daar geskied God se wil in volmaaktheid, maar hier op die aarde is dit 'n stuk onvolmaaktheid en geskied sy wil nie altyd nie. Daarom word ons in hierdie Ons Vader gebed uitgenooi om te bid dat sy wil ook hier by ons sal geskied. So die hartseer en die verliese wat ek beleef, is nie altyd God se wil vir my lewe nie. Maar ten spyte van goed wat dalk gebeur, wat nie God se wil is nie, is hy steeds die liefdevolle Vader wat by ons is, wat met sy krag vir ons kom troos, en sy beloftes aan ons kom gee, sodat ons kan deurkom, gedra kan word, ook deur hierdie tyd van verliese, wat ons beleef. Hy is die liefdevolle, troosvolle God wat hom oor ons ontferm in ons verliese. Die laaste ding wat ook meebring dat ons hoop verloor, is as ons die gevoel het, maar dit wat ek nodig het om van te leef, het ek nie. Ek ontbeer 'n klomp goed. Ek het geld nodig, maar ek kry net nooit daai rand of 2 wat ek nodig het om oor die weg te kom nie. Ek het gesondheid nodig en ek kry dit nie. Ek het nodig om skerper te wees by die werk, maar ek kry dit nie reg nie. Ek voel die hele tyd of ek agter is. Ek kom nooit voor nie. Dis asof dit wat ek nodig het, my bly ontwyk. En ek raak moedeloos en sonder hoop. Wanneer ek bekommerd is oor dit wat ek nodig het, dan leer Jesus ons, neem vrymoedigheid en vra, gee ons vandag ons daaglikse brood. Miskien moet ons daarop lê dat Jesus ons nie leer om te vra vir ons weeklikse brood of vir ons maandelikse of jaarlikse brood nie. Hy leer ons om te bid vir ons daaglikse brood. Wat beteken dat ons daagliks in afhanklikheid moet vra dit wat ons nodig het. En dat God ons aanmoedig om te sê, ek wil vir julle voorsien, ek wil gee wat julle nodig het, vra my net, wees afhanklik van my en bid dit van my af. Dis wonderlik om te weet, dat die Ons Vader ons leer, dat God gretig is om te gee, dit wat ons nodig het. Kom ons vra hom dan. Kom ons vra hom dan, in afhanklikheid, dit wat ek en jy nodig het. Vriende, ons gaan eers vanoggend daar stop. Volgende week gaan ons kyk na die res van die Onse Vader gebed, en hoe dit ook vir ons wil help om nog 5 dinge wat ons hoop wil kom steel, om dit te bowe te kom. Intussen wil ek vanoggend afsluit met 'n aanhaling van Søren Kierkegaard, wat gesê het, prayer does not change God, but it changes him who prays. Vriende, as ons bid soos wat Jesus ons geleer het in die Onse Vader, dan verander dit nie vir God nie, want God is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Maar daai gebed kom verander vir my. Dit bring weer vir my hoop. Dit bring weer vir my vastigheid en sekerheid. Dit bring my in 'n posisie waar ek naby aan God is, sodat ek kan hoop hê. Mag jou gebedslewe in hierdie volgende week ook sodanig wees,
dat jy hoop het uit jou kommunikasie met jou liefdevolle hemelse Pa. Amen. Hemelse Vader, ons dankie vir alle ma's oral. Ons sê dankie vir hulle liefde, sorg, kommer en deernis. Ons bid veral vir diegene wat in hulle rolle as moeders gesukkel het, waar die pad nie maklik en gelyk is of was nie. Ons bid vir diegene wie se moeders dalk op verskillende maniere misluk het. Bring hoop in hulle lewens, het sy as moeders of as kinders. Waar verhoudings gespanne is, bid ons vir versoening. Waar daar pyn is, bring asseblief die genesing van u genade en barmhartigheid. Vir diegene wat nie hulle eie kinders kan hê nie, vra ons dat u hulle harte met u wonderlike liefde sal vul. Seën hulle in hulle rol om 'n ma of 'n rolmodel vir ander te wees. Help ons om met meegevoel en deernis te leef, om waar nodig ons eie harte en hande van liefde uit te strek na daardie moeders wat u oor ons pad bring. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die opgestane Here. Amen. Vriende, ons luister ten slotte na 'n lied van Andrea Bocelli, getiteld Ouwe Vader. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.
Vriende, ons liefdevolle Hemelse Vader, kom seën jou vanoggend. En hy kom maak jou vol van sy liefde en genade, sodat dit kan oorloop na ander toe. Onder andere ook na jou moeder en ander mense wat 'n rol in jou lewe gespeel het. Gaan bederf hulle vandag. Gaan seën hulle. En gaan hê hoop, omdat ons deur die gebed van die Onse Vader weer ons hoop op die lewende Christus kan plaas. Amen.